Goeiemôre broeders en susters. Ons is min vanmôre met die lang naweek, maar ons dankbaar vir almal wat hier kan wees vanmôre. Mag die Here ons ryklik saam seën. As ek so kyk, dink ek nie ek sien besoekers hier vanmôre nie. Maar ons gaan lekker saam koffie of 2 tee drink ook na die diens. Ons kollekte onder die erediens, diakonale kas, kollekte emeritaatfonds. Dis moet die bril op sien, dan kan ek beter sien. Bybelstudie in Sedgefield Dinsdag en Donderdag in Plet. Daar is nie Nysna Bybelstudie hierdie week nie. Goed. Dan ons is nogmaals dankbaar Sophie dat dit goed gaan met jou na die operasie. En dan dink ons aan Ike wat groot operasie moet ondergaan. Hulle gaan nou Woensdag Pretoria toe. En dan sal die reëlings van daar af verder getref word. Maar daar is 'n gewas wat verwyder moet word. En dit gaan 'n baie groot operasie wees in die ingewande. So baie sterkte Ike. Ons bede is dat die Here se seën baie ryklik oor jou sal wees en dat hy die paadjie gelyk sal maak. Baie sterkte vir julle familie ook. Dan hierdie week verjaar Chrissy Fik en Gawie van Sail. Ons sê vir hulle baie hartlik geluk ook met die verjaarsdag week. Kom ons sing die wat verjaar, maar ook die wat genees en die wat met operasie ondergaan en almal die seën van die Here ook toe. Kan jy die begeleiding dalk 'n bietjie harder maak, want dit is baie sag. Ons verloor die begeleiding, dankie. Ons nader vanmôre voor die Here met Psalm 84. Ons sing die tweede beruiming van Psalm 84 en ons sing daarvan vers 1, 4 en 5. Amen.
groot op ons geloofsvertroue en groet ons met sy seën. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons sing as loflied Psalm 45, een van die koningspsalms. Ons sing uit hierdie psalm wat nie net sing van die regering van die koning nie, maar ook van sy bruid. Sing ons vers 1, 6, 9, 14 en 16. Ons bely saam ons geloof en daarna gaan ons sing lied 407. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die lyding van die hel ondergaan, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. God met ons, hy het oorwin,
Exodus 19 voor die verkondiging van die wet wat die Here vir Israel ook verseker. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het en hoe ek julle op arensvlerke gedra en julle na my gebring het. Die Here het sy volk na hom toe gebring, hy bring ons ook deur die verlossing na hom toe. En daarom dat ons in die verbondsverhouding met hom kan lewe. As julle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees, al behoort die hele aarde aan my. Vir my sal julle 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Hoe leef ons as God se eiendom, as priesters, as 'n heilige nasie, deur volgens sy wil te leef? God het hierdie woorde gesê. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemel ruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere of jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste, sy donkies of enigiets wat aan jou naaste behoort. Kom ons antwoord uit Psalm 65. Ons sing daarvan vers 2, 3 en 4. Maar ons
O Here, ons almagtige God, hoe wonderlik is dit om U lof te kan besing. Hoe groot U genade dat ons dit kan doen. Dat al het ons 'n donker skuld verlede, dat U deur U genade ons kom verlos het, sodat ons nie met die skuld in ons verlede hoef te leef nie, maar kan leef met die toekoms wat U vir ons bewerk. Die sekerheid van die heerlikheid waarin ons op pad is, maar ook die genade van 'n nuwe lewe, 'n opstandingslewe wat ons nou al kan begin leef, ook hier op die aarde, waarmee ons nou kan besig wees al, om te groei in heiligmaking en al meer te leef vanuit die lewe wat U vir ons bewerk het. Dankie Here dat U ons alreeds oorlaai met U seëninge vanuit U huis. Dat ons die sekerheid het ook van die ewige woning wat ons by U het. Here, lei ons, dat ons al meer U sal verheerlik met ons lewens. Al meer sal groei daarin om U wil te soek, te doen en uit te leef, en 'n getuienis van U verlossing in hierdie wêreld te wees. Nie net in dit wat ons sê nie, maar juis ook in die manier waarop ons lewe en ander dit in ons lewens kan sien, dat U waarlik verlos, dat U waarlik regeer, dat U mense tot lewe bring. Ons dankie vir U woord waardeur U met ons ook praat, waardeur U ons versterk, waardeur U ons laat groei. En ons bid dat wanneer ons ook nou met U woord besig is in hierdie erediens, U ons sal lei met U waarheid, met U lig, met U gees, sodat ons met hoop kan lewe tot U eer. Dankie dat ons met vrymoedigheid kan bid, grond van die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil vanmôre 'n paar verse lees uit Johannes 14 en dan ook 'n paar verse uit Openbaring. Die boek Openbaring. Johannes 14, die bekende verse vanaf vers 1. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Vers 16. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Dan Openbaring 19. Openbaring hoofstuk 19 hoofstuk van vers 6. Ek het iets gehoor soos die klank van 'n groot skare en soos die klank van baie waters en soos die klank van swaar donderslae wat uitroep: Halleluja!
Die Here ons God, die Almagtige, het sy koningskap opgeneem. Laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. En sy is toegelaat om blink klere van suiwer fyn linne aan te trek, want die linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê die engel vir my, skryf dit neer, gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die Lam. Dan uit hoofstuk 21 van vers 1 en 2. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het opnuut gegaan en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ons lees hierdie gedeeltes. Ons kan nog baie lees. Ons wil vanmôre stil staan by hierdie perspektief op Christus se koningskap in hierdie tyd, maar dan ook die wederkoms. En die werk van die Gees in hierdie tyd. Ons is nog onlangs wat ons die hemelvaart gevier het en verlede Sondag Pinkster. En ek sluit nog daarby aan vandag. Daar is so baie verskillende perspektiewe. Die invalshoeke wat die Bybel vir ons gee ten opsigte van dit wat gebeur, is legio. Maar ek wil tog vandag nog by nog een van hierdie invalshoeke stil staan. Johannes 14, die teks oor by die huis van my vader het baie wonings en ek gaan hom vir julle plek gereed te maak. Is vir ons tradisioneel eintlik 'n begrafnisteks. Ons hoor dit baie keer by begrafnisse. Maar eintlik is dit 'n huweliksteks. Want die simboliek waarby Johannes aansluit daar, of wat Christus by aansluit in Johannes 14, is die simboliek van 'n huwelik. Die gebruik daardie tyd was dat 'n man hom gaan verloof het aan 'n vrou. Die reëlings is getref dat hulle gaan trou. Dis gereël met haar ouers, haar familie. En dan is die verlovingstyd gebruik om gereed te maak vir die huwelik. Dis wat die verlovingstyd vandag nog veronderstel is om te wees, die voorbereidingstyd vir die huweliksviering. Maar in daardie tyd baie besonders, die man het teruggegaan na waar hulle gaan woon wanneer hulle getroud is, en dan het hy daar gesorg dat hulle huis in orde gekry het, dat hulle 'n woonplek gaan hê wanneer hulle getroud is. En dit kon wees in die omgewing van die ouers. Veral wanneer dit 'n plaas is, so dit gebeur vandag nog in ons wêreld, mense wat trou en wat op die plaas gaan werk, waar hulle ouers ook woon en dan hulle eie huis daarby. Maar besonderlik ook was dit belangrik in 'n paleisgemeenskap. 'n Koning se seun wat hom verloof aan iemand wat moet kom woonplek kry in die paleis. Maar tog, die man verlaat vader en moeder. Hy kan nie meer in sy kamer bly waar hy gebly het nie. Daar moet ook 'n plek ingerig word waar dit spesifiek hulle huis is. Dis wat die Here sê wat hy gaan doen vir sy disippels. Hy sê, ek verlaat julle nou, maar ons is aan mekaar gebind. Ek gaan die woonplek gereed maak.
Maar baie besonderlik moes ook die bruid gereed gemaak word. Die verlovingstyd was 'n tyd van besondere skoonheidsorg en voorbereiding van die bruid. As mens die boek Ester lees, dan sien 'n mens hoe dat Ester vir haar voorbereiding om met die koning te kan trou, dat daar die hele proses 'n proses was wat 'n hele jaar geneem het. Dit kon 'n lang tyd wees. Hierdie skoonheidsbehandeling wat die bruid moes deurgaan, en besonderlik in 'n huwelik so belangrik soos met 'n kroonprins, met 'n koning. En dan was dit die gebruik dat die verloofde vir daai verlovingstyd iemand wat hy besonderlik vertrou gekry het om toesig te hou oor die skoonheidsbehandeling van sy bruid. Terwyl hy besig is om die huis in gereedheid te bring, het die vriend van die bruidegom toegesien dat die bruid se behandeling goed gedoen word en dat sy besonder mooi gemaak word vir haar man. Dit was die vriend van die bruidegom se trots om dit te kon doen. Johannes die doper het ook gesê dat hy in 'n mate so was, toe hulle vir hom sê, maar is dit nou nie vir jou 'n probleem dat die mense vir wie jy gepreek het en wat jy gedoop het vir Christus volg nie? Dan sê hy, ek is nie die vriend van die bruidegom, en die vriend van die bruidegom verheug hom oor die stem van die bruidegom. Dit het verwys na wanneer die huweliksseremonie plaasgevind het en die bruidspaar vir die eerste keer dan na die kamer gegaan het, dan het die vriend van die bruidegom het by die deur gestaan en luister, en hy het gehoor as die bruidegom tevrede was met sy bruid. Hy dit laat weet, en hy was baie bly as dit gebeur, dat hy weet, hy het sy werk goed gedoen, om die bruid voor te berei, dat sy mooi en pragtig is vir haar bruidegom. Nou word vir ons gesê dat die Heilige Gees deur die Here so gestuur word, is, ons kan maar sê, die vriend van die bruidegom. Die Heilige Gees wat in hierdie tyd by die kerk bly, om ons wat aan die Here verloof is, mooi te maak, gereed te maak, met die oog op die groot bruilofsmaal, die bruilofsmaal van die Lam. In hierdie gedeelte, in ook Johannes 14 ook, ons het nou nie alles daar gelees nie, maar in daardie preek van Christus, nie net in hoofstuk 14 nie, ook 15, 16, is daar baie klem daarop. Ook dat die Here vir sy disippels sê, en julle moet die regte dade doen, en julle moet mekaar lief hê, besonderlik, julle moet die vrug dra, hoofstuk 15, ek sien druiwe stok, julle die lote, en julle moet vrug dra. En daai vrug is die liefde. Daarin word ons ook al voorberei om dit te begin doen wat die Here wil, deur die werking van die Gees, deur die heiligmaking wat hy in ons werk. Merklik dan dat ook gesê word, wat is die kleed waarmee die bruid geklee is in Openbaring 21 of 19. Daar word duidelik gesê dat die kleed is die goeie dade of die regverdige dade van die gelowiges.
Hulle is bekleed met reg doen, wat nie uit hulle self kom nie. Hulle is bekleed daarmee. Ons weet dat ons kan nie die regte doen vanuit onsself nie. En daarom wat die Here ons moet lei daarin, om dit te doen. Johannes verwys na die koms van die Heilige Gees as die parakleet wat hy stuur. Dit is vir ons 'n vreemde woord. Die woord beteken letterlik een wat nader geroep is. En nou kan dit verwys na verskillende situasies. In die Griekse wêreld is die woord baie keer gebruik vir een wat nader geroep is om te troos, om bystand te gee wanneer iemand in swaar omstandighede is en daardie persoon dan te vertroos. En daarom wat in die ou vertaling dit vertaal is met trooster. Maar dit is nie die enigste betekenis van die woord nie. Die woord is ook gebruik vir iemand wat nader geroep is om te help in regsaangeleenthede. Om iemand by te staan in 'n regsaak. Daarom wat die 83 vertaling weer vertaal het met voorspraak. Party vertaal selfs met prokureur. Maar dit is ook van toepassing op ander situasies waar iemand nader geroep is om te help in besondere omstandighede en dit kon in ander maniere van hulp ook wees. En daarom wat van die Engelse vertaling skryf wat dit vertaal met helper. En dis waarom die 2020 vertaling gekies het om nie 'n bepaalde vertaling te kies, soos trooster of voorspraak, prokureur, helper, omdat die werk van die parakleet soveel verskillende dinge kan wees, wat die 2020 vertaling toe maar net die Griekse woord weergee. Die Griekse woord parakletos, parakleet. Want die werking van die Heilige Gees kan nie ingeperk word tot 'n bepaalde iets nie. Ja, hy is trooster, hy is partykeer voorspraak, hy help ook in ander omstandighede. En dit is opmerklik dat die stuur van die Gees ook nou volg nadat Christus gesê het, hierdie beeld gebruik ook van die huwelik. Die parakleet kan ook deur die bruidegom nader geroep wees om te help met die voorbereiding van sy bruid. Die parakleet, weet ons, die Heilige Gees is baie belangrik in ons heiligmaking, in ons gereed kom vir die koms van ons Here. Die Heilige Gees se werking so geweldig ryk in ons in hierdie, wil sê in hierdie Pinkstertyd, nie alles daarvan eers kan probeer, die volheid daarvan alles sê nie. Maar besonderlik dan vanmôre, die Heilige Gees is ons parakleet, wat soms troos, wat soms vir ons lei ten opsigte van dit wat reg is, maar wat besonderlik ook by ons is, as die vriend van die bruidegom, om die bruid gereed te maak vir die koms van haar Here, van haar bruidegom. So ek sê, baie keer word hierdie teks gebruik bloot vir troos by 'n begrafnis. Daar is vir jou plek. Maar wat Christus wil gee is nie net vir sy disippels
troos vir wanneer hulle gaan sterf nie. Wat hy met hierdie preek mee besig is om troos te gee vir die lewe. Hy sou weggaan na die hemelvaart. Maar daarmee wou hy ook vir sy disippels sê, ek los julle nie alleen nie. Julle hoef nie alleen ook die stryd te stry op hierdie aarde nie. En julle hoef ook na hierdie lewe nie net te kyk as 'n stryd nie. Maar julle kan na hierdie lewe kyk as die vreugdevolle besig wees van 'n bruid wat ingestel is op haar bruilof. Al is die bruidegom nie daar nie, is daar die blye verwagting. Ek gaan na hom toe. En ons gaan 'n wonderlike lewe hê met 'n wonderlike huis wat hy besig is om gereed te maak. 'n Bruid leef met blydskap. 'n Bruid leef met verwagting. Die dinge wat 'n bruid doen om mooi te wees, is nie vir haar 'n las nie. Sy wil dit wees, sy wil mooi wees, sy wil pragtig lyk. Daarom is niks van dit wat sy mee besig is iets wat vir haar 'n las is, en wat sy sê, ag nee, maar waarom moet ek dit doen? 'n Bruid wat regtig opgewonde is oor haar huwelik, leef met 'n opgewondenheid en 'n geesdrif om so mooi as moontlik te lyk op daai groot dag. Dis wat die Here vir ons ook gee met hierdie beeld van die bruidegom en die bruid vir hierdie tyd waarin ons lewe. Hy wil hê dat ons nie maar net moet sug in hierdie lewe oor die swaar kry hier rondom ons nie, maar dat ons met blye verwagting moet leef. Met die oog op die wederkoms. Met 'n uitsien na die groot dag, maar daarmee saam ook 'n wil om so mooi as moontlik te wees vir die Here. 'n Motivering vir heiligmaking, nie omdat nou ja, ons moet nou maar eenmal tog nou maar beter lewe seker, terwyl al die ander mense die pret en die plesier nie. Nee. Ons is die bruid wat met verwagting leef. Wat wil mooi wees. Wat wil doen wat reg en goed is, sodat ons so mooi as moontlik kan lyk vir die Here. Nie uit onsself nie, in die verlossing, in die krag van die Here, en met die Heilige Gees wat ons daarin lei, wat toesig hou oor ons lewe, en oor ons mooi maak. Mag ons as kerk van die Here dit aan hierdie wêreld wys, hoe dat ons met opgewondenheid lewe, met verwagting lewe, maar ook met opgewondenheid oor die koms van ons koning, en 'n lus om mooi te maak, om al meer te groei in heiligmaking. Nie maar net sodat ek, wanneer die Here kom, ek nie voor 'n regter hoef te staan wat my gaan wegwys. Want dit het ons al by stil gestaan. Die kind van die Here kyk nie na die toekoms vir die oordeel wat kom nie, want dit is afgehandel in Christus. Hy het dit klaar gedoen. Nee, ons wil so mooi as moontlik lyk as 'n bruid vir haar bruidegom.
juis vanuit die verlossing van die genade, wil ek so mooi as moontlik wees vir my Here. Mag dit ons motivering wees, mag dit wees hoe ons met opgewondenheid en met uitsig vorentoe lewe. Met 'n lewe wat ingestel is op myself so mooi as moontlik maak vir my bruidegom. Amen. Here, ons almagtige God en Vader, ons dank U, Here, dat ons in hierdie tyd tussen die hemelvaart en die wederkoms van ons Here Jesus Christus, ons met opgewondenheid kan lewe, met uitsig, met hoop in 'n donker wêreld. 'n Wêreld vol oorlog en geweld, 'n wêreld wat blind is vir U genade en liefde. Dankie Here vir die genade dat U ons gekies het om aan U te behoort. Dat U Uself aan ons verloof het. Dat ons met hoop kan lewe, met uitsig kan lewe. Ons bid U Here dat U ons sal lei deur U Heilige Gees om ons lewe al meer te verander, om al mooier en mooier te kan lyk vir U. Here, help ons dat ons nie wil reg leef uit dwang nie, maar juis wat ons wil. Tot U eer dit wil. Vergewe ons, Here, wanneer ons perspektief verloor, wanneer ons onsself vuil maak, wanneer ons self laat gaan, wanneer ons perspektief verloor. Lei ons deur U Gees, o Here, om al meer en meer te groei in heiligmaking en al meer opgewonde te wees en al meer met hoop te lewe in hierdie wêreld. Laat dit sigbaar wees en dat mense ons wil vra, wat is die motivering dat ons kan met vreugde dit uitjubel? Ons is besig om gereed te maak vir ons bruidegom. Here, ons dank U dat ons uit U krag en genade kan leef, dat U Gees na ons gestuur het en dat U Heilige Gees ons nie net lei in die heiligmaking nie, maar ons ook vertroos wanneer ons hartseer is, wanneer ons moedeloos raak in hierdie wêreld, wanneer ons bekommerd is oor die omstandighede en dinge wat in ons lewe gebeur, siekte en teenslae wat hanteer moet word. Dankie Here dat U Heilige Gees ook by ons is om ons te troos. Dankie dat U by ons is ook om ons te lei wanneer ons nie mooi weet wat nie. Dat U ons lei in die waarheid. Dankie vir soveel verskillende dinge wat U in ons lewe doen. Vir die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat ons U in ons lewe mag ken. U kan bid, in U krag kan lewe. Dankie dat ons met hoop kan lewe deur U genade en gee dat ons
U groot en heilige naam groot sal maak in hierdie wêreld. Dankie dat ons so kan bid op grond van die verlossing in ons Here Jesus Christus. Amen. Hier geleentheid vir die insameling van ons liefdegaves. Kom ons sing beruiming uit Openbaring 22, ook in hierdie skrifgedeelte wat beruim is, wat ons ook die bruid het wat uitroep, kom Here Jesus, ja, kom gou, en die verwagting van die koms van haar bruidegom, die blye verwagting. Kom ons sing albei die verse. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Ja, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die liefde van God met ons almal wees. Amen.
Ja, is dan. Ja, dankie. Gelukkige Vader, Ja, dankie. As ons op hom sy wil